Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons begin 'n nuwe reeks vandag. 'n Reeks wat handel oor haal God uit die boks uit. Nou dadelik wonder jy waaroor gaan dit? Doel ek hoe God in 'n boks, kan jy hom in 'n boks sit? Ek dink baie van ons doen dit en dis waaroor die reeks gaan. Hoe ons God uit die boks kan uithaal. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Hierdie nuwe reeks wat ons begin van haal God uit die boks uit, het baie te doen met ons ritme 7. Nou as jy saam met ons al deur die ritmes is en die lewe met ritme boekie dalk al gekry het, sal jy dadelik weet ritme 7 handel oor jou hele lewe. En is iets van God roep jou en my om hom te volg met ons hele lewe. God is magtig, hy's kreatief. Hy het die vermoë om ons hele lewe, kom ons sê, in te sluk in ons verhouding met hom. Nou, waaroor die haal God uit die boks uitgaan is, ons plaas God baie keer in 'n boks van hoe ons dink. Ons Afrikaner, ons kultuur, baie keer, het jy al Kersfees, ek bedoel, die winter is allemaal amper verby en goed, maar Kersfees, het jy al ooit Jesus, die babiekie gesien, baie interessant, Afrikaners se babiekies lyk Afrikaans. Het jy al 'n Chinese Jesus gesien? Hy lyk weer bietjie Chinees, hoor. Elkeen maak Jesus in 'n boksie van sy kultuur. Dit is half normaal wat ons doen. Nou wat die doel van hierdie reeks is ons gaan Jesus, ons gaan God uit die boks uithaal. Nou ons gaan sê, wie is hy rarig? Nie hoe dink ons soos hy nie hoe wil ons hê moet hy wees nie, hoe manipuleer ons God in die Bybel om te pas by ons nie. Nee, ons gaan sê, kom ons haal God uit die boks uit. En as hy ons skok, dan skok hy ons. As hy ons, soos die Engelsman sê, surprise, dan vat ons die surprise. Maar ek en jy moet eerlik wees met wie het ons te doen. Wie is God met wie ek en jy 'n verhouding het en met wie ek en jy hierdie pad stap van, hy vra my om hom te volg met my hele lewe. Nou die eerste iets waarna ons gaan kyk is iets van, ons plaas God in 'n boks met sy krag, met sy mag, met sy heiligheid, met sy opdragte, met wat hy van jou en my vra. Ons breek hom bietjie af en ons maak hom amper iets soos 'n speelgod. Ons weet, kom ek gee jou 'n voorbeeld. Wat ek probeer sê is iets van, ek het al baie mense gehoor, dan sê hulle vir my, jy weet, the big G up there. God daar bo, the big G up there. Dan dink ek, dis nie wie hy is nie, hoe praat jy van hom? Jy weet, of ons sal sê, jy weet, die Here ken my hart, maar ek het regtig nie tyd gehad om te bid of Bybel te lees of wat ook al nie. Die Here ken my hart. Ons breek hom af
om te pas by ons, en ons maak hom amper 'n speelgod. My seentjies is mal oor hierdie Avengers en Thor en Spider-Man, al hierdie, jy weet, superheroes. En op een van hierdie flieks, my vra wat jy nie, slaan die een ou die ander ou half katswink, en dan sê hy vir hom, jy sal my nie so slaan nie, ek is 'n god. En dan tel, ek dink is Hulkie ou op, en hy slaan hom so 16 keer heen en weer, en hy gooi hom neer, en dan sê hy, puny God. En elke keer as hy het sê, dan dink ek, hoeveel van ons dink, ons kan God rondstamp, ons kan sê wat ons wil, ons kan doen wat ons wil, want God in die hemel, hy is 'n puny God, jy weet, partykeer is hy hier, partykeer is hy nie, partykeer hoor hy nie, so kom ons doen net wat ons wil, ons leef net hoe ons wil, en ons breek sy krag af, en ons sê ons speel amper met godsdienst, ons speel met die Bybel, ons speel met kerk, ons het hierdie denke, elkeen kan doen wat hy wil, sê wat hy wil, want wanneer laas het jy God gesien afkom aarde toe en mense straf? Wanneer as jy God gesien optree, kragtig, magtig en sy heerlikheid wys. Dis wel, man, ons doen net wat ons wil en weet, God gaan aan en ons gaan aan. So ek wil jou vat en sê, as ons God uit die boks uithaal, gaan jy dalk skrik oor sy mag, sy heerlikheid, sy heiligheid, sy grootheid. Ek wil jou vat na 'n storie toe in die Ou Testament. 'n Storie waar Dawid hulle die ark terugbring na die tempel toe. En hulle laai die ark op 'n ossewa op 'n sekere manier, en hulle dans en hulle hou partytjie, want hulle is bly die ark kom terug na die Here toe. En dan struikel die osse en iets gebeur. Kom ons gaan lees saam. Dan 2 Samuel 6 vanaf vers 7 of hy sê, ekskuus, wat gebeur is, die osse struikel en Usia keer laat die ark nie afval van die ossewa af nie. En kyk nou wat gebeur. Toe ontvlam die toren van die Here teen Usa en tref hom sodat hy daar langs die ark van God gesterf het. Dawid was ontsteld omdat die Here vir Usa so weggeskeer het. Hy noem toe die plek Perse Usa. Dit is nou nog die naam. Die dag het Dawid bang geword vir die Here en gevra, hoe kan die ark van die Here ooit na my toe kom? Nou, wat hier gebeur is, hierdie ou doen iets onskuldig. Ek bedoel, hy help. Die ark wil val van die ossewa af, en hy steek sy hand uit, en hy keer laat die ark val, en God kom, en hy tref hom met die dood. Nou hierdie is seker die absurd, nee, dis ver, dis soos in, wow, God en zoiets. Kom ek gee jou Nuwe Testament in. 2 mense jok in Handelinge oor die hoeveelheid geld wat hulle ontvang het vir 'n stuk grond en wat hulle vir die kerk gee. En dieselfde gebeur, hulle val dood neer in die kerk. Jy sien, in my en jou boksie sê ons, God sal dit nooit doen nie. God is liefdevol. Jesus loop met die skaapie. Onthou daai prentjie, nê? Jesus is die skaapie en lief vir almal, en jy kan maar vloek en jy kan hom maar sleg sê en jy kan maar kwaad doen en jy kan maar alles doen wat jy wil, en môre as jy weer opdaag en sê jammer Here, dan's alles weer net fyn. Ons het so genade perspektief dat ons verloor met wie ons te doen het. En as ek en jy God uit die boks uithaal, dan kom ons agter, maar hy's heilig. Hy's magtig. Hy's 'n wese wat ek en jy eintlik nie kan begryp nie, in sy hoogheid, sy grootheid, sy manier van wie hy is net ver bo wat ek en jy ooit sal verstaan as mens. So, kom ons gaan gou terug na hierdie storie toe. Wat gebeur hier? Dawid, hulle dink hulle doen iets goeds, maar hulle doen dit op hulle manier. Met ander woorde, hulle hou kerk, maar op hulle manier. Hulle dien die Here, maar op hulle manier. Hulle is betrokke in godsdienst, maar op hulle manier. En dan op 'n stadium gebeur iets, en hulle steek hulle hand uit, en hulle raak aan die heerlikheid van God, die grootheid van God. En dit is te groot, en die man sterf. En die skrif sê, en Dawid word bang vir die Here. En persoonlike woorde in my lewe, wanneer laas was ek bang vir die Here? Wanneer laas, dink ek, was die mense van Suid-Afrika bang vir God? Ek bedoel, almal doen net wat hulle wil, nee, ons het al daaroor gepraat. Elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Ons het die vrees van die Here verloor in ons land. Van top leierskap, reg deur, jou polisie mag, elkeen doen net wat hy wil, onderwyser mag, elkeen kan ons so afgaan en afgaan en afgaan. Elkeen doen net wat hy wil.
Hoeveel van julle het al gesien, ons kom so by 'n stopstraat aan, dan kyk jy links en regs, nee, hier's nie mense nie, ag, kom ek ry maar net oor 'n stopstraat, elkeen doen wat hy wil, hoekom moet ek nou stop by 'n stopstraat, kom ons doen wat ek wil, en dit is asof ons die vrees verloor het, vir wie God is, vir wie ons sien, wie alles hoor, wat alles sien, wat ek en jy as mens doen, dit is asof ons vrees verloor het vir die grootheid, en die heiligheid van God. So, wat hier gebeur het, is iets van Dawid, hulle raakte, kom ons gebruik die woord, familiair met God. Nee, dit is sommer hy daarbo en God dit, en ons skuif sommer die ark, en ons doen wat ons wil. As jy die detail gelees, gaan jy klomp klein goedjies sien, daar's goed van, soos Osia, hulle loop voor die ark. Jy loop nie voor die ark, jy loop agter die ark. God loop voor, die osse loop self. God het iets in sy gees en sy heerlikheid, wat die osse self die pad laat stap na die tempel toe, as jy die Bybel bestudeer. Jy hoef hulle nie te begelei nie, daar moet offers gedoen word, elke paar tree, daar's 'n klomp beginsels wat Dawid hulle net ignoreer. En sê, maar ons doen ons wat ons wil, ons gaan waar ons wil, ons leef hoe ons wil, en ons doen iets goeds vir die Here, nou en dan gaan ek kerk toe, nou en dan bid ek, nou en dan gee ek 'n paar rand, die Here ken my hart, ek's 'n goeie mens. Die God, met wie ek en jy te doen het, is groter, is magtiger, is heiliger. Nou, die tweede keer, 3 maande kom Dawid nie na by die ark nie. Hulle sit hom by 'n sekere man se huis, en hulle kom agter, maar die Here seën hierdie man. En hierdie man se vrees aan 'n man van die Here, en God seën hom, en seën sy huis, en seën alles wat hy doen. En 3 maande later, sê Dawid, okay, kom ons skuif nou die ark, maar nou doen hy dit anders. Nou bid hy, nou vra hy die Here, nou gaan hy na die skrifte toe, en hy kyk wat die gebooie van God, van hoe moet die ark vervoer word. En hy volg al hierdie beginsels. Nou, iets interessant, hierdie beginsel was iets van elke 6 tree moet daar 'n offer gebring word. Hoor mooi. Dis baie stadiger, dis baie heiliger, maar is reg. En die tyd en die kultuur waarin ons leef, dit moet vinnig gebeur, nee. Dit gaan oor sufficient, dit gaan oor effektiwiteit, en hoe suksesvol is jy, en hoe gedryf is jy, en hoe vinnig kan jy bel en antwoord, en e-posse stuur, en deals doen, en kontrakte, en dit gaan alles oor die spoed, en dit gaan nie regtig oor die waardes nie, dit gaan nie oor die etiek nie, dit gaan nie oor die morele beginsels, nee, dit gaan oor sukses, en geld, en mag, en power, en as jy bietjie jok, as jy bietjie bribe, as jy net bietjie oneerlik is om uit te kom, dis fine. En Dawid leer iets, hoor mooi wat leer Dawid. Dit gaan dalk stadiger, maar God glimlag. En as God glimlag, dan kom sy guns op die hele volk, op almal. En dit gaan goed met Israel, want Israel en die koning en die leier volg God se beginsels. So, kom ons haal God uit die boks uit. Wat doen jy in jou lewe? Net wat jy wil? En jy pas die Bybel en God en skrifte en godsdiens en kerk, jy pas al hierdie goed in om in jou suksesvolle lewe in te pas. In jou besige program in te pas. In jou geld, jou budget, jou drome. God moet inpas in wat ek wil. Nee? God moet my seën, God moet my help. Hoeveel van ons het stil geword en sê, Here, dalk moet dit stadiger gaan, maar dit moet reg gaan. Dit moet op 'n manier gaan. En ek moet doen wat U wil hê ek moet doen. Nou, jy luister dalk hierna en jy sit die hele tyd en dink, ja maar Andries, dis Ou Testament, kom aan. Jesus het gesterf vir ons, en nou is daar genade, en as ek nou 'n fout maak, kan ek jammer sê, en God is nie so wetties meer nie, God is 'n baie meer liefdevolle God nou, en jy rationaliseer, en manipuleer weer die skrif om te pas by wat jy wil. Kom ek vat jou dan Nuwe Testamente, en hoe die Nuwe Testamentiese kerk geleef het. Ek het jou nou vertel van Ananias, hulle, wat dood neergeval het toe hulle verkeerdelik gepraat het oor geld wat hulle gegee het. En so was die res van die Nuwe Testament nie 'n God met wie hy gespeel het nie. Ja, hy is liefdevol. Ja, hy vergewe mense wat berou het oor hulle sonde, nie wat arrogant is oor hulle sonde nie. Nie wat sê, vergewe my vandag, môre, en vergewe my môre, en vergewe my weer, en, ag Here, vergewe my net, ek gaan maar net aanhou sonde doen, ek gaan maar net aanhou praat hoe ek wil, doen wat ek wil, leef hoe ek wil, en hou maar net aan vergewe. Gaan kyk in die Nuwe Testament, nêrens is daar so beginsel nie. Dis God vergewe mense wat berou het.
Mense wat omdraai, repent, daar's 'n ommeswaai in hulle lewens en hulle doen hulle bes om te stop met gewoontes en sondes. Dis nie 'n God met wie jy speel nie. Nou kom ek gaan lees vir jou in Hebreërs. Hebreërs skrywer in die Nuwe Testament het 'n gedeelte waar hy sê, met wie het ek en jy te doen? En wie is die God wat met jou en my praat? En wie is die God met wie ons 'n verhouding het? Hier in Hebreërs 12 vers 25, hy sê, pas op, dat julle hom wat met julle praat, nie ignoreer nie. As die Israeliete nie ongestraf kon wegkom nie, toe hulle wat na sy stem op aarde laat hoor het, afgewys het, sy stem afgewys het nie, hoeveel minder sal ons kan wegkom, as ons die stem uit die hemel afwys. En waarvan hy nou praat is, in die Ou Testament het God gepraat, God die Vader, en nou in die Nuwe Testament kom Jesus, en hy praat met jou en my, en dan kom sy woord en sy skrif en die Heilige Gees, en die stemme van God praat nou met ons, en hy sê, in die Ou Testament, het hulle nie ongestraf gebly as hulle nie geluister het nie. Daar was gevolge. Hy sê, hoeveel te meer nou? En baie van ons sê, ja, in die Ou Testament het God meer gepraat as wat hy nou praat. Nee, die liefde van God praat nou baie meer as in die Ou Testament. Die genade van God praat baie meer. Daar's baie meer verkondiging van die woord. Die Bybel is in elke huis beskikbaar. Die Heilige Gees is binne in elkeen van ons. Ons hoor 100 maal meer God se stem nou. En hy sê, hoeveel te meer of hoeveel te minder sal hy nou ongestraf laat bly as jy nie na hom luister nie. Kom ons lees verder, vers 28, hy sê, daarom moet ons wat bevoorreg is, om hierdie onwankelbare koninkryk te ontvang, dankbaar wees, en ons dankbaarheid daarin laat blyk, dat ons God gelukkig maak. Daai woord het vir my vasgestaan. Hoeveel van u leef om God gelukkig te maak? Nee, Andries, God moet my gelukkig maak. Kom aan, dis mos waarom ek glo, dis waarom ek kerk toe kom, dis waarom ek R10 in die mandjie gooi, dis waarom ek alles doen, want weet, as ek dit doen, dan sal God my gelukkig maak, hy sal my kinders gesond hou, hy sal vir my 'n werk gee, hy sal vir my, hoor wat sê hy, sê, omdat God vir ons gered het, en ons deel is van sy koninkryk, moet ons dankbaar wees, en ons moet God gelukkig maak. So, die God uit die boks uit, is 'n God wat vra, wanneer laas, was jou nommer 1 doel in die oggend as jy wakker word? Here, vandag wil ek so leef, dat u gelukkig is oor my lewe. Vandag wil ek so leef, dat u trots is op my. Kom ons lees klaar, hy sê, God gelukkig maak, deur hom met eerbied en ontzag te dien, want daar staan ook, ons God is 'n verterende vuur. Nou ek wil afsluit en vir jou sê, kom ons haal die verterende vuur uit die boks uit, in ons lewens. Kom ons laat God weer God wees in ons lewens. En ons luister na hom, ons het vrees, en ons het respek vir hom, en ons het liefde vir hom, en God word weer God in ons lewens. Kom ons luister na hierdie lied. Is God, is altyd in beheer, wie sal u ooit kan keer, om te doen wat u wil. Want die is God, is altyd in beheer, wie sal u ooit kan keer, om te doen wat u wil. U stem op woeste storm stil, u roep die skepper tot bestaan, u sal besekers wat begeer, om u te hoor en op te staan. Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Wat kan ooit vir u onmoontlik wees? Want u is God, is altyd in beheer, wie sal u ooit kan keer, om te doen wat u wil. Is God, is altyd in beheer, wie sal u ooit kan keer, om te doen wat u wil. Want
Ek wil saam met mense bid wat vandag wil sê, Andries, ek wil God uit die boks uitlaat, in my huis, in my lewe, in my skool, my werksplek. Ek wil God uit die boks uitlaat in ons land, dat mense weer vrees het met wie hulle te doen het. Ons God is 'n verterende vuur, en ek wil hy moet verterende vuur in my lewe wees. Hy moet sonde kom uitbrand uit my lewe uit. Hy moet my kom heilig en reinig wie hy is. So kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons bid vandag dat ons U sal sien, U sal ken, U sal beleef in wie U regtig is. Vergewe ons vir die boks waarin ons U geplaas het, dat U 'n mak God is, 'n easy God is. Here, help ons vandag om te verstaan, U heerlikheid, U grootheid, U heiligheid is so een met U liefde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.